As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Dankie o Heer dat U saam met ons stap Op ons gebroke pelgrimspad, op ons gebroke pelgrimspad. Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir ons almal 'n verrykende geleentheid wees. Mag ons die tyd gebruik om in ons geloof te groei en ook dit wat swaar en seer in ons gemoed is, ook in hierdie paar oomblikke voor die Here se voete te kom neerlê. Ons gaan ons erediens begin met ons voorsang. Lied 190 is ons toetrede lied, 'n lied waarin ons God se grootheid besing en dankbaar is ook vir God se teenwoordigheid in ons lewe. Daarna bly U staan vir die wotum en die seëngroet en dan antwoord ons ook met die lofsang wat daarop volg. Kom ons begin dan met ons toetrede lied. Ons sing lied 190 hartlik saam.
Die Here ons God is die enigste God. Met sy stem lei hy ons, hy gaan ons vooruit, hy versterk ons altyd met nuwe krag. Die wat in hom glo, ontvang die lewe. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Baie gelowiges dink as ons oor die wil van God praat, dat dit bloot oor 'n lysie gaan met 'n paar wette wat ons moet nakom of wat ons elke dag moet afmerk. Maar Paulus herinner ons in Efesiërs 5 en 6 dat dit veel eerder oor 'n lewenswyse gaan as oor die navolging van 'n stel reëls. Hy ontsluit vir die gelowige 'n skatkis vol riglyne oor hoe ons met oorgawe kan lewe en hoe ons lewe altyd in lyn moet kry met dit wat die Here van ons vra. Dit gaan nie oor wat jy in staat is om te doen nie, dit gaan nie oor die prestasie of die status wat jy het nie, dit gaan veel eerder oor wie jy is en wie jy kies om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Op ons alledaagse pelgrimspad wys Efesiërs 5 en 6 vir ons eintlik hoe ware opregte geloof lyk. En wanneer ons dit prakties uitleef, gee dit vir ons 'n manier van doen. Dit help ons in die manier hoe ons liefhet, hoe ons werk, hoe ons na ander luister, hoe ons met ander praat, hoe ons leiding neem, gesag hanteer en selfs konflik in ons lewe hanteer. Ons sou kon sê in hierdie twee gedeeltes kry die wil van God skoene aan. Dit help ons loop op hierdie lewenspad. En dan ontsluit Paulus in hierdie twee hoofstukke vir ons eintlik 6 riglyne wat die gelowige kan volg om die wil van God na te leef. Die eerste is, leef met geestelike onderskeidingsvermoë. Met ander woorde, vers 15 van hoofstuk 5 sê, leef dan versigtig, nie soos onverstandige mense nie. Met ander woorde, onderskei wat reg en goed en verkeerd is. Die wil van God vra nie roekelose geloof nie, maar eerder wyse keuses. God se wil word duideliker wanneer ons leer om anders te kyk as wat die wêreld kyk. Die tweede riglyn wat hy vir ons gee is, laat jou lewe deur die lig van Jesus gevorm word. Hy sê, julle is nie meer mense van die duisternis nie. Julle lewe in die lig, maar leef dan soos mense van die lig. God se wil is nie net regte dade nie, maar ook 'n sigbare leefstyl. Dit gaan oor eerlikheid bo gemak, integriteit bo populariteit. Dit gaan oor lig bo donkerte.
Jou lewe moet iets verklap van wie jy volg, selfs wanneer niemand kyk nie. Derdens is die riglyn wat hy gee, laat liefde altyd jou rigting bepaal. Hoofstuk 5 vers 2 sê, leef in liefde soos Christus julle liefgehad het. Die wil van God word altyd en in alle omstandighede op liefde geanker. Liefde wat opoffer, liefde wat bereid is om te vergewe, en liefde wat nie oorheers nie, maar bereid is om te dien. Vierdens, leef 'n lewe gevul met die Gees. Laat julle deur die Gees vervul, staan daar in hoofstuk 5 vers 18. Die wil van God is nie dat ons self aan die werk is nie, maar dat die Gees in en deur ons aan die werk is. En dit word sigbaar in die dankbaarheid waarmee ons leef, die manier van aanbidding, die innerlike vreugde te midde van die druk wat ons in die wêreld ervaar. 'n Pelgrim wat nie geestelik gevoed word nie, word baie gou moeg langs die lewenspad. Vyftens, roep hierdie 2 hoofstukke ons ook op na gesonde verhoudings. Paulus maak baie duidelik oor hoe en praat eerlik in hierdie gedeeltes oor die verhouding van die huwelik, oor ouer en kind verhouding, gesag en diens, werk en verantwoordelikheid. God se wil is daarom nie net persoonlik nie, dit gaan ook oor verhoudings. Laastens sê hy, leef met geestelike weerstand en volharding. Hoofstuk 6 vers 11 roep ons op om daai geestelike wapenrusting aan te trek. God se wil vra van pelgrims om altyd vas te bly staan in hulle geloof, ten spyte van die geestelike stryd wat soms om ons aan die gang is, ten spyte van die twyfel wat daar in ons harte kan wees, die versoekings wat soms oor ons pad kom. Omdat ons vas staan in die waarheid, in geregtigheid, geloof en in gebed, moet ons weerstand bly bied teen hierdie dinge. Samevattend, die wil van God is nie 'n eenmalige besluit nie, maar 'n daaglikse manier van loop. Om God se wil te doen is om waardig die pad te bly wandel. Bewus, liefdevol, as ligdraers van die Here, met die Gees vervul, maar altyd ook standvastig. Ons skriflesing vir oggend kom uit 1 Samuel hoofstuk 3 en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 10. 1 Samuel hoofstuk 3 vers 1 tot 10 in die Bybel wat voor my is dit min of meer bladsy 219 vir die van u wat in die Bybel saamvolg, maar u is ook welkom
om op die bord saam te volg. 1 Samuel hoofstuk 3, die opskrif is die eerste openbaring aan Samuel. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons altyd die woord van die God in ons harte en in ons lewens bewaar. Mag ons altyd kies om volgens die wil en die woord van die Here te lewe, omdat dit die lig op ons pad en die lamp by ons voet is. Kom ons raak stil en ons bid saam. Here ons God, ons kom vandag na U toe, nie met al die antwoorde nie, Here, maar met ore wat verlang om U te hoor. Ons bely in hierdie oggend, Here, dat ons dikwels meer praat as wat ons luister, meer vra as wat ons wag, meer ons eie pad beplan as wat ons bid en U pad vir ons lewe vertrou. In hierdie oggend, op die pad wat elkeen van ons stap, bring ons vir hierdie oomblik ons geraas na U toe. Die geraas van bekommernis, die geraas van die eie ek, die geraas van vrees en moegheid. En dis ons gebed, Here, wanneer ons na U toe kom en vra dat U dit vir ons sal stil maak. Maak ons harte sag, maak ons ore oop, nie net vir die klanke rondom ons nie, maar vir die waarheid. Ons lê vandag voor U, jonk en oud, sterk en gebroke, die wat seker is, maar ook die wat in hulle lewe onseker voel. Praat met ons deur U woord, Here. Maak ons innerlik vol met U Gees en praat met ons in die stilte van hierdie oomblik. Here, ons bid dit nie omdat ons dit waardig is nie, of enigiets kan verwag nie, maar omdat U getrou is. En daarom vra ons dit alles in die naam bo alle name, Jesus ons Here. Amen. Ons leef in 'n wêreld wat nooit stil is nie. Klanke, stemme, kennisgewings en menings praat alles gelyktydig en in dit alles probeer ons altyd sin maak. Maar ironies genoeg, hoe harder die geraas word, hoe minder luister ons eintlik. Ons ore is oop, maar dis asof ons harte geslote is. Ons hoor die skindernuus, ons luister gereeld na daai goedkoop antwoorde, ons luister na elke boereraad, maar ons luister nie meer na dit waartoe God ons roep nie. In ons op pad wees op hierdie pelgrimspad, fokus ons in die maand van Februarie op die manier hoe ons meer na God se stem kan luister.
Die uitdaging is om te leer om met ons oor naby aan God se mond te leef op hierdie pad wat elkeen van ons stap. Dit help veel, ons het hierdie pad aangepak met 'n dankbare hart. Ons weet waarom geluk op hierdie pad te vind. Ons het laasweek gehoor dat ons moet fiks wees vir hierdie pad in die geloof, maar ons maak nie genoeg erns om na God se stem te luister nie. En dit gaan oor baie meer as net om fisies te hoor, maar dit gaan veral oor die bereidheid en die manier hoe ek kies om te antwoord op dit waartoe God my roep. Vandag ontmoet ons 'n jong seun, Samuel, wat in die huis van die Here slaap. Hy slaap op heilige grond, tussen heilige voorwerpe, maar hy ken nog nie die stem van God nie. Dis 'n verhaal wat eintlik vir ons skrikwekkend bekend klink, want ons leef dikwels naby die kerk, ons wat hier is het 'n Bybel tot ons beskikking, ons leef naby geloofstaal tussen ander gelowiges, maar soms is ons so onseker of onwillig om op God se stem te antwoord. Vandag vra ons die vraag in ons prediking, God roep, maar luister ek nog? Sodra iemand geroep word, gebeur daar onmiddellik twee goed in die brein. Eerstens probeer iemand identifiseer, wie het my geroep? Wie se stem is dit wat ek hoor? En tweedens begin die brein onmiddellik prosesseer, hoe gaan ek te werk gaan om op hierdie roepstem te antwoord? Die grootste rede waarom iemand na jou sal roep, is om vir 'n oomblik jou onverdeelde aandag te kry. En die oomblik as daai onverdeelde aandag gevestig is, dan volg die versoek, die opdrag of die rede waarom hulle jou geroep het. Ja, en die God wat ons aanbid, is 'n God wat gereeld mense geroep het vir verskillende redes en binne verskillende situasies. Hy roep ons ook. Net soos hy die volk in Jesaja 43 vers 1 roep, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hoor ons nog in al die geraas dat die Here na ons roep? En hoe kies ons om op hierdie pelgrimspad te reageer wanneer God na ons roep? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die boek 1 Samuel is 'n boek waar ons lees van mense wat aanvanklik baie goed met hulle dienswerk vir die Here begin het, maar eintlik tragies geëindig het. Die tyd van die rigters is besig om te eindig. Dit was 'n tyd waar dit geestelik donker was in die volk se lewe. Daarom sê vers 1 reeds vir ons, in daardie dae was die woord van die Here min gehoor, daar was nie veel openbarings gewees nie. Die woord van die Here is min gehoor, juis as gevolg van 'n gebrek aan geestelike leiers. As die priesters nie eers eerbied vir die Here se werk gehad het nie, is dit logies dat sy woord gebrekkig verkondig sou word. Maar God praat min in hierdie tyd, nie omdat hy stil geword het nie, maar omdat mense verleer het om te luister. Die gedeelte wat ons saam gelees het, begin met Eli, die hoofpriester in die tyd van die rigters. Hy maak 'n goeie begin en hy probeer om die werk van die Here te verstaan en hy beskik oor 'n groot klomp wysheid wat hy dan met die jong Samuel kan deel. Maar Eli was in hierdie tyd al swak geweest. Ons lees sy oë het al hoe swakker geword, sy liggaam was oud en hy het nie meer gefokus presies op dit wat hy moet doen nie. En omdat Eli se eie seuns ook maar roekeloos opgetree het en God se eer vertrap het, gaan dit nie met Eli noodwendig in hierdie gedeelte goed nie. Maar hoor mooi wat hier gebeur. Die tempel is daar. Die tempeldiens is aktief. Alles is daar wat daar moet wees, maar die hart van aanbidding het afgestomp geraak. En omdat Samuel se ma hom baie vroeg aan die Here se diens gewy het, is hy dan besig om van kleins af te leer hoe hierdie tempeldiens werk, wat om by die tempel te doen, wat die plig is en wat die Here van hulle verwag en die manier hoe hulle moet lewe. Eli het vir Samuel mooi touwys gemaak en presies vir hom gesê wat hy moet doen om getrou te wees aan hierdie tempeldiens en die priesterskap. Omdat Eli vir Samuel in die geloof groot gemaak het, was Samuel dan juis ook die aangewese persoon om vir Eli op te volg wanneer hy dan nie meer verder kans gesien het vir hierdie werk nie.
Daar was egter net een probleem. Alles wat die jong Samuel geweet het, en dit wat hy op daardie stadium gedoen het gegaan oor hoe om die regte handelinge, die korrekte take, die seremonies in die huis van die Here te behartig. Maar hy het nog nie God se stem leer ken nie. Hy het Eli se stem geken wat met hom met al hierdie wysheid gevoed het, hoe om die regte werk te doen, wat om op die regte tyd te doen, maar hy het nooit gedink dat dit moontlik is dat God ook na hom as jong mens kan roep nie. Samuel was dus so ingestel op die roepstem van Eli, dat hy nooit geleer het hoe die roepstem van God klink nie. So het Eli en die jong Samuel elke nag in die heilige deel van die tempel geslaap en wag gehou oor die tempel en die inhoud van die tempel. Samuel was dus op die regte plek. Hy was omring met die regte dinge om sy taak in diens van die Here uit te voer. Die plek is heilig, hy is omring met heilige goed, maar die stem van die Here bly vir hom vreemd. Die verwysing van die lamp van God wat in die tempel gebrand het, is aan die een kant vir ons 'n aanduiding dat dit nog nag was, maar aan die ander kant ook dat God daar in die tempel teenwoordig was. Vroeg een môre, terwyl dit nog nag is, roep die Here dan na Samuel. Samuel hardloop dan na Eli toe en hy sê, hier is ek want u het my geroep. Eli antwoord hom en sê, gaan lê weer, dit was nie ek wat jou geroep het nie. Samuel het gedink dat daar net een is wat na hom kan roep en omdat Eli sy leermeester is, moet dit hy wees wat na hom geroep het. Hy hoor vir 'n tweede keer nie dat dit die Here is wat na hom roep nie. Hy antwoord elke keer, ek kom, maar hy kom nie uit waar hy behoort uit te kom nie. Hy gaan lê elke keer weer. Eli het reeds vir hom gesê dat dit nie hy is wat na hom roep nie, maar dit is duidelik dat Samuel nie luister nie, want hy gaan elke keer terug na Eli toe. En dit is presies hier waar die belangrike onderskeid gemaak moet word. Samuel hoor die roepstem in die nag, maar hy luister nie waar dit vandaan kom nie. Omdat hy nie die Here se stem ken nie, het hy ook nie geweet dat dit moontlik is dat die Here na hom kan roep nie. Hy is so gefokus op alles wat by die tempel moet gebeur, hy is so gefokus op dit wat Eli vir hom leer, hy gaan lê weer vir 'n tweede keer sonder om te hoor dat die Here na hom roep. Maar ons lees die Here gee nie moed op nie. Weereens word dit vir ons 'n teken dat God nooit met die sondaar opgee nie, want hy roep 'n derde keer na Samuel, maar ook hierdie keer weet hy nie wie na hom roep nie. Eli besef dan skielik dat dit wel moontlik is dat God na iemand kan roep. En onmiddellik sê hy vir Samuel, as jy weer geroep word, is dit die stem van die Here wat jou roep. Ook hierdie keer soek Samuel nie verder na die stem wat hom geroep nie, hy lê weer. Jy weet hoe moedeloos ons kan raak as ons roep en niemand antwoord nie. Maar die Here roep vir 'n 4de maal na Samuel. Hy sê, Samuel, Samuel. En dis hierdie keer dat Samuel besef dat die roepstem wat in die nag na hom roep, die Here is. En al voel hy dalk in homself bang en onervare, skaam en selfs onseker in hierdie oomblik, is dit na hom wat die Here roep. Hierdie maal hoor Samuel vir die eerste keer God se stem. En hy antwoord, praat Here, u dienaar luister. Uiteindelik antwoord Samuel op die roepstem van God. Al is dit nog fisies nag by die tempel en al is dit geestelik nag in die volk se lewe, antwoord Samuel gewillig op die roepstem van God. En al het hierdie roepstem van die Here baie verwarring by hom veroorsaak, omdat hy nie geweet het wie na hom roep nie, en of hy ooit gedink het dit moontlik is dat God na hom as 'n onervare jong seun kan roep nie, antwoord hy, praat Here. Jy sien, Eli is dalk te oud, te swak, te gebroke om die stem van die Here te herken. Maar dit wat Eli vir Samuel leer, is hoe 'n mens antwoord as die Here jou roep.
Van alles wat Eli vir Samuel oor die tempel, die seremonies, die aanbiddingsgeleenthede geleer het, leer Eli vir Samuel die belangrikste geestelike woorde. Praat Here, u dienaar luister. Nie praat Here, ek sal oordeel of dit werklik is of nie. Nie praat Here, ek sal besluit of ek wil of nie. Nie praat Here, as dit by my lewe inpas, dan sal ek nie. Praat Here, ek luister. Daar's 2 kenmerke wat in hierdie gedeelte uitstaan. En wat vir die doel van ons teks belangrik is om raak te sien. Eerstens is dit Samuel se angstigheid, waarmee hy elke keer opgespring het. Hy het nie maar net bly lê nie, hy het nie maar net bly lê en wag dat die stem ophou na hom roep nie. Hy het elke keer angstig opgespring, al het hy nie noodwendig by die regte plek uitgekom nie. En tweede aspek wat uitstaan is die toewyding, waarmee hy op die ou einde antwoord toe hy besef dat dit die Here is wat na hom roep. Jy sien, God praat heeltyd, altyd, in alle omstandighede, maar ons sal moet leer om beter te luister. God praat nie harder nie, hy wag dat ons stiller raak. Wanneer Samuel uiteindelik luister, lees ons begin daar 'n nuwe profetiese pad vir Israel se eie pelgrimstog. Sien u hoe een luisterende oor 'n hele volk se koers verander het. Wat leer ons uit hierdie verhaal? God praat steeds elke oomblik met sy mense. Maak nie saak hoe oud, hoe onervare, hoe onseker of hoe stikkend hulle lewensomstandighede op daardie oomblik is nie. 99% van die tyd is dit nie God se stilte wat die probleem is nie, maar die geraas waarin ons vasgevang is en die gemors waarop ons dikwels ons ore op hierdie lewenspad uitleen. Om werklik te luister, vra eerstens van een van my dat ons sal moet onderskei. Nie elke stem wat ons in hierdie wêreld hoor is God se stem nie. Ons kan op die regte plekke wees, ons kan omring wees met die regte goed tussen gelowige mense, maar ons kan steeds nie antwoord op God se stem nie. En juist daarom is geestelike mentors, skrif en selfs stilte op ons pelgrimspad nodig om ons hierin te begelei. Tweedens vra dit van ons 'n beskikbaarheid. Samuel lê eers, dan hardloop hy, dan antwoord hy, en dan stel hy sy lewe oop vir die Here. U sien, 'n blote luister lei op die ou einde tot 'n roeping. God praat nie net om ons te troos nie. Hy praat ook met ons om ons te stuur. Op ons pelgrimspad is luister nie 'n luukse nie. Dit is ons oorlewing. Geliefdes, ons almal weet hoe 'n roep klink en ons almal het al op 'n roep gereageer. 'n Ma sal nie haar kind ignoreer as hy of sy roep nie. 'n Dokter sal ook nie sommer verby die roepstem van die sieke stap nie. 'n Kind word juis van kleins af geleer hoe om op die roepstem van sy ouers te reageer. Maar wat maak ek en jy vanoggend met die roepstem van God? Skrik dit ons af? Maak dit ons bang? Hoor ons dit, maar ons bly steeds lê met die hoop dat die stem sal ophou roep? Herken ons daarom nog die stem en weet ons dat dit God se stem is wat na ons roep? Of is ons ore so ingestel op die skrilklanke van 'n verwarde wêreld? Luister ons nie soms met 'n halwe oor nie? En hoor ons nie dalk wat ons wil hoor en nie wat ons moet hoor nie? Tog word dit vir ons duidelik dat God selfs die onervare jong gelowige roep. En hy hou ook nie op met roep nie, totdat daar op sy roepstem gereageer word nie. Luister fyn, luister in stilte, luister in geloof en vertroue, want jy kan elke Sondag hier in die kerk wees, omring wees met die regte elemente, naby aan geloofsmense wees, maar steeds nie weet hoe die roepstem van die Here klink nie. Alleen in verhouding met hom
In verhouding met die lewende Heer, leer ons sy stem die duidelikste ken. En dis wat die Nuwe Testament ons leer, veral by die kruis van Jesus Christus. By die kruis van Jesus dink ons verkeerlik God se stem het stil geraak. Maar dalk was ons ore net baie meer ingestel op die geraas van die geweld en die wreedheid van die omstandighede. Dis juis by die kruis van Jesus waar God se stem die duidelikste gehoor word. Ons hoor sy stem wat ons roep tot inkeer, tot berou. Maar terselfdertyd hoor ons ook sy stem wat ons roep tot toegewyde diens en onvoorwaardelike liefde. Hy roep daar nie net die heiliges nie, maar die stikkende sondaar roep hy op tot 'n nuwe lewe wat Christus moontlik gemaak het deur sy bloed. Hoor jy as jong mens, wat dalk nog nie so vertroud is met die stem van die Here nie, dat hy ook vandag na jou kan roep? Onthou die oues tussen ons om nog die jonges oor die wysheid van die Here te leer en te help om die roepstem van die Here te hoor. Mag ons nooit ophou om op ons pelgrimspad na die roepstem van die Here te luister nie, selfs in die nag. Selfs daar waar dit donker is op ons pad wat ons loop. Daar waar ons voel of ons nie in beheer is oor ons omstandighede nie en onseker is oor die geloofstree wat ons moet gee. Mag ons nie net die roepstem van God hoor en daarna luister nie, maar mag ons ook die roepstem van God in 'n verlore wêreld gaan wees. Sodat die wat soekend is, deur na ons te kyk, hom in ons sal sien en hom deur ons sal hoor. Maar mag ons grootste gebed in hierdie oggend wees: Here, leer my ore weer hoor. Nie net klanke nie, maar u woord en u stem. Leer my stil word tussen my vrae, tussen my vrese, tussen my geraas. Laat my nie net hoor wat ek wil hoor nie, maar wat ek nodig het om te hoor. En wanneer u praat, laat ek nie na mense toe hardloop nie, maar alleen voor u voete kom kniel. Praat, Here, want ek, u dienaar, luister. Amen. Gemeente, ons gaan hierop antwoord, 'n vlamlied wat juis hierby aansluit. Ons gaan dit saam met mekaar sing. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan antwoord ons ook met ons slotsang 'n gebed uit Vonklied 234. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my
Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. As pelgrims loop ons die pad van hoop, deur tyd en twyfel sluit die nuwe roetes vir ons oop. Die woord is ons kompas en die waarheid ons staf. Die genade bring ons van dwaalpaaie af. Ons is pelgrims van hoop,
Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig die vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Leer ons om te luister wanneer U met ons praat. Vestig ons oë op die nood in elke straat. Mag ons onthou in traan en sweet, dat U ons sien en alles van ons weet. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. En wanneer ons dalk op die groot pad verdwaal, sal U ons in genade en liefde kom haal. Bring ons op die pad wat na die lewe lei, en maak ons van ons skuld en swakheid vry. Ons is pelgrims van hoop, ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer dat U saam met ons stap op ons gebroke pelgrimspad. Mag hierdie pad ons geloof versterk, waar U Gees nou diep in ons harte werk. Help ons om in geloof te groei, selfs al kry ons letsels en laat seer kry ons bloei. Ons is pelgrims van lewe, ons loop in die lig, ons loop in die lig, ons verkondig U vrede. Dankie o Heer